Gaan kyk of ek onbybels praat. Wys my een ding wat ek nou onbybels gesê het. Die ouens kyk so die TV. En ek gaan 'n bietjie ras praat. Dan het daar nou weer swart mense die banke beroof en wat noem jy geld waar? Cash in transit. Cash in transit. Ag, swart manne het dit beroof. Daar sit ek as wit boer daar voor die TV en sê ek, hulle sal nog hierdie land kaal steel. Ken ons hy woorde? Hulle! So of almal van hulle steel. Dis 'n 2% of 'n 3%. En het julle geweet, vra hierdie klomp, hoe baie wites is by my, wat my goed steel daagliks. Moenie na 'n ander kleur kyk en hy steel nie en 'n witte steel nie. Ek stuur net so 'n bietjie. Kom jy op vir Cyril, hy moet die helikopter klim. Luister gou. Joke. Hoor gou. Dit sit so. Kyk wat hulle weer gesteel. 'n Bank geroof, die Kosas en Tswanas. Dan is daai selfde persoon roof God elke maand in Genesis 10. Ja, daai so. Jy het jou mond vol van ander, maar jy roof nie by Absa nie, en by Transito roof nie, jy roof sommer by God uit die hemel uit. Come on, preach it nou. Ek wil net, ons monde is vol. God sê Malagi 3, bring jou volle 10de. Maar jy wil besluit hoe jy dit gaan operuit. Hy het nie gesê, jy is die tesourier ook nie. Sê, bring dit. Moenie worry nie, ek maak nie vir Tommy geld nie. Mense, Tommy het met my gepraat. En ek gaan dit nou aanspreek. Hulle is maar 7 maande aan die gang. En 28ste Februarie, of 1ste Maart. Ja nee, ek praat van wat die misdaad gebeur het. 1ste Maart, toe steel mense 'n paar duisend rand uit hierdie kerk se boeke uit al klaar. Maar ek het die name en ek het gesê, Roy, as jy kan besluit, moet hulle 'n slag vorentoe geroep word? Of moet hulle net met genade gelos word? Steel maar. Maar Cyril, as hy korrup is, moet geopenbaar word. Julius moet geopenbaar word. Steenhuisen is wit, hy hoef nie geopenbaar te word nie. 500 miljoen nou verduister, saam met mense. Maar hy hoef nie geopenbaar te word. Hy het Nendo's geld gesteel. Nie by Nendo's nie, met hulle kaart gaan koop. Hoeveel takeaways? Hoeveel 100.000 rand se takeaways? Au. Maar hy's wat? Genade. Moenie van hom so praat. 'n Pastoor bel my laasweek en sê hou op dit van Steenhuisen sê. Ons moet saam staan, ons wit mense. Hy koop nie van my Nendo's nie. Ek staan nie saam mee. Maar hoor gou, laat ek klaar maak hierdie ding. Oor dit. Ek het die name en ek dink ek gaan die name noem. Want as ander genoem kan word, kan ook genoem word. Ja, dankie vir daai ja. Elkeen wat laas maand nie sy 10de betaal het, dis jy. Wat uit die boeke uitgesteel het. Ja. So niemand het by die kerk se boeke fisies hier kom vat nie. Elkeen wat sy 10de nie betaal het nie. Jy het by God laas maand gesteel. Nou raak die blok warm. Maar weet jy wat? As ons inloop by die liquor store en ons koop 'n bottel, is dit fyn om vir Lucifer geld te gee. Niemand maun Saterdagaande by 'n braaivleis. Ja, hierdie bottelstore kan hom geld vra. Mense hierdie wynmense kan hom geld vra. Niemand maun oor Chesterfield wat geld vra nie. Maar laat die pastoor sê, kom ons gooi kollekte. Hulle wil weer net geld hê. Waar lê
lê jou hart? By twak, wyn of by God? Nou sê hy, dank die Here, ek rook en drink nie. Wonderlik, wonderlik. Hoe lank is jy gered? Sê gou vir jou in jou gedagtes, hoe lank is jy gered? En vanuit jy begin het jy nog net 'n kerkstoel warm gesit. Ja. Jy het nog niks daar buite gaan doen vir God nie. Gaan kyk of ek om Bybels praat. Wys my een ding wat ek nou om Bybels gesê het. Kom hier sê. Wys van my of ek iets gesê het wat nie in die Bybel voorkom nie. Matteus 28 vers 19 staan Jesus omring deur sy disippels, sy laaste 3 minute op aarde. Sy laaste 3 minute. Hy sê nie, gaan sê vir die mense, moenie varkvleis eet, jou Sabbat, daai goed, doen dit as jy wil. Maar hy praat nie daai goed nie. Wat die godsdienstiges aanklou nie. Ek kry mense, en hoor, ek respekteer iemand wat die vark eet nie. Ek eet hom, maar ek respekteer jou. Maar dan vra ek hulle, wanneer laas het jy die evangelie geverkondig? Hy so op vark aangestel dat hy niks die evangelie nog geverkondig het nie. Hy so die Sabbat aangestel het nie die evangelie. Hou die Sabbat, ek glo nog Allah moet 'n bietjie gerus word. Ek vra julle, is daar een ding hier wat ek praat vandag wat nie Bybels is nie? Sê vir my. Jy kan opstaan. Jy kan vir my sê, jy haal goed aan. Dis nie daar nie. Nou kom ek sê nou vir jou. Hy staan die laaste 3 minute en hy sê, gaan maak disippels. So hy sê, kry mense om te bekeer, maar te kan duiwels uitdryf, want 'n disipel kan duiwels uitdryf van fisiekes bid. So as jy vir my sê, jy is 10 jaar gered, en jy kan nog nie die goed doen nie, dan is daar nog nie van jou 'n disipel gemaak nie. Dan is daar 'n fout. En die fout lê nie by iemand anders nie. Lê ook nie by God nie. Gaan maak disipels. Dan sê jy Christen. Ja, van alle mense, van alle nasies. Nou bou ons kerk en ons is exclusive white. Een oggend 3 uur, Sondagoggend 3 uur doen ek en 'n ou wat in 'n kerk is wat exclusive white is. Straatwerk. Want hy het begin Jesus in sy hart geborrel. Hy's nou nie meer daar nie. By daai kerk nie. En hy lei 'n man op straat, 'n swart man na die Here toe. En hy man kry dadelik vol van Jesus. En hy sê, kan ek vandag saam met jou kerk toe gaan, Jaco? Hy sê, nee, jy kan saam met Rooies gaan. Ek het hom nou van hierdie Jesus vertel, van vol liefde. Jaco het hom nou van Jesus vertel, vol liefde, vol dinge. Hy sê, maar kan ek saam met jou gaan, want dis mos liefde. Nee, ons is net wat. Ek vra jou, waar is die liefde van Christus? Mense, ons het groot foute. Ons moun oor hierdie land. Ons moet maar na onsself eers kyk, voor ons na Cyril kyk. Daar is niks fout met Cyril se geld wat hy weggesteek het. My ouma het dit ook so onder die sitkamerbank gesit. Dag toe ek trou, ek sal nooit vergeet, hy swaar gekry, haal sy R500 so uit, het sy deur die jare gespaar, het gelyk gespruik het, vir my R500, vir die trouwe. Hey! Cyril het by my ouma geleer, maar in elk geval, losste daar. Hoor hier wat ek sê vandag vir jou. Ek praat met jou. Ek vra jou, ek maak, as jy kwaad raak, is jou saak. Weet julle wat se oproepe kry ek na sikkeldienste? 'n vrou wat my wel praat, sy sê, jy sal nie glo het my man my nou gevloek op wat huis toe nie. Omdat hy vir jou kwaad is. Wat jy gepreek het nie. Hoekom konner jy nie onsself nie? As jy so lamsakkig om jou vrou te vloek, kom vat ons aan. En dan bid ek vir jou, en dan bekeer jy. Amen. As jy goed gebou is, en sterk lyk, bid ek vir jou. As jy dinge maar is, klap ek jou. Net 'n grap hoor, net 'n grap. Party mense kan nie 'n grap verstaan nie, want hulle is so vol godsdiens, dat dit nie kan release nie. Weet julle as 'n verskil tussen godsdiens en verhouding met Jesus? Godsdiens is,
Mag jy dit? Ek wil nou nie weer varken, want ek respekteer mense wat sulke goed doen. Okay, maar wat ek wil vandag vir julle sê, jy lê so Samson, as jy nog langer lê by die sonde, gaan jy omring word. Ignoreer my boodskap vandag, en kyk oor 2-3 jaar, waar gaan jy wees? En dan gaan jy onthou, jy moet nou opstaan. Dis nou middernag. Staan nou op. Gryp die grendels en skud hulle af. Gooi hulle teen die berg. Skud hulle af. Ek en jy het goedjies aan. Ek ook nog. Ek was vanoggend so frustreerd. Want as jy beweeg met 'n span en jy nie plek om te bid. Ek was frustreerd. Ek wil my in die lorry toegesluit het. Toe maak die Here my kalm en sê, weer eens vir my, ek is nie 'n spytvol God nie. Ek verstaan omstandighede. Maar daar by die huis moes jy goed ingebid het. En ek het die. Ek het gebid, baie. As het gevas ook, ek. Maar, ons het baie rondgehardloop ook. So ek praat met myself vandag. Ek moet hierdie grendels 'n bietjie afgooi van die goed wat my tyd steel. Dat ek minder aan God aandag gee. Is lekker om te preek. Dit vat my nie hemel toe nie. Hierdie om vanoggend vir julle sulke goed te wys en te sê, vat my nie hemel toe nie. Ek moet 'n persoonlike verhouding met hom hê. Dit vat my hemel toe. Dit vat my, jy ook, ek vat jou weeshuis toe. Maar in elk geval, School of Fire Bybelstudies. As jy vandag 'n sendeling wil word of jy wil 'n pastoor word, maar jy moet by jou huis wees, kan jy oor die pos studeer. Gaan op YouTube, tik in School of Fire Bybelstudies en jy gaan na ons playlist toe en daar sal instruksies wees wat jy nodig het om te volg om 'n pastoor of 'n sendeling te kan wees. Vir meer inligting, kontak vir Ansori Baardenhorst of stuur vir ons 'n e-pos vandag. Jesus like jou. voor ons afsluit, wil jy nie maar vandag opstaan, voordat die demone jou doodmaak, jou grendels afgooi. En nou wil ek iets sê, maar ek wil nie mense please nie. Hulle verstaan hierdie ding altyd verkeerd. Ek sê dit kort by School of Fire. Ons praat maar oor rook en drank, want ons kan dit sien. Maar baie keer is daar iemand wat glad nie rook en drank nie. Maar hy is so vrot van die wurms in sy kop, met welles en met goed. En ons moet daarvoor kyk. Ons sien dit dikwels. Dat die ou wat rook, partykeer, ek wil nie dit sê nie, want dan gaan hulle nou weer dink hulle kan nou maar rook. Rook is van die duiwel, mense. Kan ek gou vir julle iets sê in die Nuwe Testament? Ons wat sê God straf nie. Kan ek gou vir julle iets sê in die Nuwe Testament? 1 Korintiërs 3 vers 16 sê, jou liggaam, kom staan hier, is 'n tempel van God. Hierdie is 'n tempel van God. Die Heilige Gees woon hier. Hy sê, as jy hierdie liggaam gaan skend, gee rook emfyseem, gee rook kanker. Ek het by mense se beddens gestaan wat doodgewurg het van emfyseem. Gee dit al daai goed af. Maar my pa het 90 geraak en nooit siek geraak nie. Wat dink jy van God om sulke goed in sy teenwoordigheid te sê? Hoor gou mooi. Hy sê, as jy hierdie tempel skend, is hierdie liefdevolle God, wat gesê het, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Hoor wat sê hy? As jy hierdie tempel skend, sal ek jou skend. In die Nuwe Testament sê hierdie liefdevolle God, ek sal jou skend. Hoor julle wat ek sê?
Sê of hy skrif of ek hom verkeerd uitlê? God sê, as jy daai goed gebruik, sal ek jou skend. Jesus sê, daar sal 'n geween wees en 'n geknars van die tande. Die liefdevolle Jesus wat gekom het om vir ons te sterf, sê dit. Lees ons daai skriffies ook raak. Hierdie koei, waar is hy nou? Ja, agter hy preek nou die dag. En ek hoor hy preek daar by 'n leerlinggemeente. En hy sê, daar sal 'n geween wees en 'n geknars van die tande. En julle wat die tande het, die sal gesupply word. Luister hier, vir die WP ouens, VP ouens, maar luister hier, ek wil afsluit om vir jou te sê, God het jou verskriklik lief. God gee vir jou om. Jy's kosbaar, jy's waardevol. Ek wil net gou vir jou sê, ek was 'n dronkaard, en ek gaan haal die pistool, om my vrou dood te skiet, en my seun Andres van 2 weke oud, dood te skiet. En hy kom stap in, die man met die wonde in sy hande. Come on, man. Liefde wat dit Come doen. on, man. Hy gee vir sondaars om, maar dan moet die sondaar luister. En nie aangaan met sy goed nie. Ek wil dit weer sê. Ek ry as 'n jong polisman van 19, deur Papalello Appington. En ek skiet 'n swart man. Hy's eers gewond, en hy gaan dood daai nag. Oggend 6 uur kom ek, half babbelas aan diens. Sê die polisie wat sleg was, is ek. Ek het al diesel gesteel by die polisie. Julle praat van korrupsie. Sê net by die regering nie. Ek het sommer petrol op Casper engine ingegooi wat werk met diesel. Kom hulle dit agter nie. Gaan ook vakansie. Korrupsie. Ek was korrup. Maar ek was 'n goeie polisman hom ook. Moet hom net iets van my goed ook sê. Jy gooi mos A1 in, né? Is dit nog A1 wat julle doen? Jy kan ook nie ingooi, dis ons het dit saamgery het. Ons het dit agter op ons blesbak altyd vir hulle tank saamgery. A1, dan kom sak hy. En dan kry jy weer 'n bietjie parafin. Julle geweet A1 is parafin? Nee. 'n Chopper loop op parafin, is ek reg? Sê, net om vir julle sê. Het julle fuel ook gestyg? Ja, baie. Julle fuel ook gestyg. Okay. Maar hoor gou mooi. Hierdie man dood. 6 uur die oggend terwyl ek inkom as nou my skof te werk. Radio hulle my, wat verkeerd is. Die offisiere moes uitgegaan het in die maag gaan sê dat haar kind is dood. En hulle stuur my. Die swart ou vrou uitkom. Kom sy so nederig. Ek sal so gekom het, as jy gister aan my kant geskiet het. So met klippe gegooi. Sy kom so nederig. Sy sê, Melanie, weet jy wat sê ek? Met 'n vuil hart uit die poliskar uit. Ek wil net vir jou sê, ek klim eers uit die. Gee haar 'n drukkie nie, want sy is swart. En ek sê, jou kind is vrek hoor. En ek ry en ek lag. Ek wil net vandag vir jou sê, 16 jaar daarna, ontmoet ek haar kleindogter. Wonderlike swart meisie. Sy sê vir my, Roy Major, moet my asseblief so noem nie. Dis op Google, dis op Waarheids- en Versoeningskommissie. Jy kan dit gaan Google. Dan gaan jy nou skrik. Hoor gou mooi. Sy sê op ouma se sterfbed, letterlik 'n minuut voor sy dood. As 'n fliek daaroor. Draai sy na haar toe en sê, as jy ooit vir Roy Major sien, sê vir hom, ouma het hom vergewe. En sy blaas haar asem uit. God spaar 'n swart vrou, dat hierdie wit boer kan redding kry. Ek weet daar stories anders terom ook, maar dis wat ek net wil vir julle sê. Hou op na kleur kyk, kyk na kriminaliteit. Kyk na sonde, en nie na kleur nie. Dan gaan hierdie land genees. Is dit nie 'n God van liefde nie? Ek sal hom doodgeslat het met 'n, as ek God was, het ek hom met 'n weerligstraal doodgeslaan.
Luister, ek sit voor 'n man eendag in 'n ander land. Ek is vol haat. En ek sê vir hom, jou lewe is nie meer in God se hande nie. Dis in Roy Strauss se hande. En ek maak dit klaar. Ek het julle nou die gesê. Ek vat 'n stuk materiaal by hom. Ek maak vir my 'n lang broek. En dan klim ek in die stoeikruit. Dan loop wys ek baie lelike tekens. Ek kan dit nou nie wys nie. Vir die mense, die skare. Dan speel ek die liedjie I'm the one and only. Kom die meisies, dit teken ek op hulle bout. Roy is. Ek is die man van die Jezus. Wie jy kan, God vat jou asem net so weg en jy is niks. Maar ek is die een. Wie is ons? As jy nog so wind teen jou kar uitklim. Julle Toyota mense. Hey man. As mos hy wat jou gegou het oor jou voor. Ja man. Hulle lyk hulle boer met wat lemoene. Hey. Lekker windie. Ek loop met ons Toyota op ons reg. Maar okay. Jy die hy sien kom nie. Maar hoor gou hier. Ons is niks. Dan kan ek in daai kruit, dan dink ek, julle klomp ape. Julle weet ek dra ou wat ek vermoor het se broek aan my nie. Ek het hom uitgebrand. Want Handelinge 19 sê daai goed moet jy uitbrand en klaar kry. Kan dit jou nie. Ek wil net vandag vir jou sê Jesus is lief vir jou. As Jesus 'n sondaar soos ek kan vat. 'n vuil goed. 'n man wat sy hand opgetel het vir sy vrou. Net een keer, maar een keer te veel. Daai aand toe sy weghardloop, toe ek my seentjie wou doodskiet en vir haar. Toe sy weghardloop, toe slaan ek haar. Ek haat dit nog om dit te vertel. Kan ek julle iets vertel? Ek is een aand, die Here het 'n goeie naderdraai ook. Met party goed. Eendag is ek by 'n ou, en hy lê met 'n drip. En hy vra vir my 'n bietjie water in die hospitaal. Ek was 'n bose mens. En ek is saam met 'n girl daar. En ek het 'n paar doppe in. En as ons mis 'n paar doppe in het, is ons mos. Wie dit so teppet? Dis teppet verby. Let us down a drink. Oh. Yes. Ek kan nie glo dat 'n mens so onnoosel dom kan raak nie. Dan voel jy so, gee nog 'n sigaret. Ho, ek drink wyn en Pipi Castle. Teppet. Raak maar kwaad, stuur my boodskappe. Maak net seker die regte nommer. Ek kry 3000 WhatsApps 'n dag. Ek lees 20. Okay. Nou raak hulle kwaad. Hoe kom my boodskap hier daai? Maar hoor gou hierso. Ons is so vol van onsself. En ek ruk daai drip uit. Hy man lê op sterwe om my girl te behaag. Daai girl sê jou vark en sy stap weg. Goeie ding wat sy gedoen het. Sy stap weg. Sy was mooi. Sy was mooi en gebou soos 'n pou. Maar sy stap weg. Ek stap uit. Lekker jolla. Hierdie ou dood. Ek is deel van hy moord. Ongeveer 30 jaar daarna preek ek in Middelburg. En ek vertel die storie, my vrou sit daar. Ek sê, daai girl het 'n goeie move gemaak. En die volgende oomblik skree een uit die gehoor uit, is dit jy? Toe sit sy daar. Haar kinders draai, ma! Die haar man draai, hè? Ek sê, jy's nog so mooi soos altyd, maar, jy's nou getroud. En ons gaan drink lekker koffie daarna. En ek sê, jy het 'n goeie move gemaak, om te loop daai aan. En ek is bly man, want my vrou is oulik. En ek like haar. Yes, nou verlang ek weer. Wag, is dit Sondagmiddag. Maar in elk geval, ons vergeet nou en ons spreek klaar. Jesus is lief vir jou. Stop om te dink, jou hart is maar reg. Vra hom 'n slag as hy reg. Gaan maar huis toe en vra of jou hart reg is. Jou drinkers bel my altyd. Ai Roy, ek drink nou weer my Johannesburgertjie. En ek luister na jou preekie oor wyn. Dan sê ek, wat het ek fout gemaak? Dat daar die salwing op is, dat jy nie change nie. Maar hoor gou mooi, pas op om net korrek te lewe.
Lewe met 'n verhouding met Jesus.